Goeiedag julle. Die nuwe jaar is regtig nou al eintlik 'n hele en weg. Môre begin die skole en dan is alles nou behoorlik opspoed. As ons praat oor môre begin die skole, dan is dit net natuurlik die hele onderwerp van die opvoeding van ons kinders. Die Here wil dan ons nou Sondag ook begin met die katekisasie en ons wil graag na die erediens met die katekisasie ouers, die ouers van kinders wat 'n katekisasie gaan hê, 'n bietjie vergadering hou om te praat oor die loop van die jaar. En ek het gedink om in die loop van hierdie jaar ook so 'n bietjie sulke toerusting videoetjies te maak, sulke 15 minute videoetjies wat net vir julle 'n bietjie kan help ook en waarmee ek graag wil dien in die proses van hoe leer ons kinders die Bybel, hoe bring ons kinders daarby uit om disippels van Jesus te wees. En regtig, ek dink dit is die toppunt, die hoogtepunt, die belangrike saak van kinderopvoeding, is dat ons kinders uiteindelik disippels van Jesus is. Ek bedoel, wat help dit? Ons kinders is hierdie wonderlike, goeie, suksesvolle besigheidsmense en daar's niks meer verkeerd nie, maar wat help dit? Hulle is al hierdie wonderlike goeders, maar hulle is nie disippels van Jesus nie. Hulle staan nie in 'n verhouding met God nie. Dis wat Jesus hier in Markus 8 vers 36 tot 37 sê. Hy sê nou, wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Nou man, jou siel skade te ly beteken jy gaan help nie. En dan sê Jesus verder, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Niks nie. Al sy geld wat hy met sy wonderlike sukses maak, waarby hy uitgekom het nadat sy ouers vir hom hierdie opvoeding gegee het waarna hy die suksesvolle ou moet wees. Anders wat gaan hom niks help nie. Dit gaan jou nie uit die hel uithaal nie. Dit gaan jou nie onder die oordeel van God uithaal nie. So opvoeding van kinders is so belangrik. Ons moet hulle by Jesus kry, want Jesus is die losprys. Markus 10 vers 45 sê dit, Jesus sê daar, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. En dit is hoekom ons met ons opvoeding ons kinders bo alles by Jesus moet uitkry. Dis hoekom ek gedink het dit is so belangrik dat ons dat ek hierdie jaar dan ook hierdie reeks doen waarin ons hierdie videoetjies elke week gaan uitstuur wat gaan help met die hele proses van die opvoeding van ons kinders met die oog daarop dat hulle die Here moet ken. So ek gaan regtig help ook met die katekisasie toerusting op die manier. Maar my groot doel is nie maar net om katekisasie toerusting te gee nie. Dit is eintlik om te dien om julle daarby uit te bring en te help om regtig julle kinders van Jesus te vertel, om julle kinders regtig by Jesus uit te bring. Dit is die groot doel ook van hierdie toerusting videoetjies wat ons gaan uitstuur. Nou, ek dink as ons begin praat oor hoe moet ons dit nou doen? Hoe moet ons kinders opvoed? Dan moet ek vanaand begin by, weet jy wat, dit moenie by ons begin. Dit moenie by ons begin nie, dit moet by die evangelie begin. Dit moet by die Here begin. Want as dit van ons afhang, dan is dit van die begin af 'n gemors. Hoekom? Kom ons kyk 'n bietjie. Ons moet by die Here begin. Ons moet by die evangelie begin. Want sonder die Here is dit 'n reusagtige gemors. Want van nature is ons en ons kinders geestelik dood. Dit is wat Paulus vir ons leer in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Hy sê, julle was dood deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het. En wandel en dood is nogals twee interessante woorde wat Paulus by mekaar sit, nie? Want hoe wandel jy nou as jy dood is? Wel, dis omdat Paulus hier nie van letterlike fisiese dood praat nie, maar van geestelike dood. Hy sê ons is van nature geestelike dood. 'n ander manier wat veral uit ons belydenisskrifte kom, uit katekismes en ons Nederlandse geloofsbelijdenis en die doopsleer is om te sê dat ons totaal verdorwe is en tot niks goeds in staat is nie. Dit is ons en ons krisis en ons kinders se groot krisis.
En binne hierdie toestand van totale verdorwenheid en geestelike doodsheid, lewe ons volgens die loop van hierdie wêreld. Die wêreld beïnvloed ons denke oor net mooi alles, ook oor sukses, ook oor opvoeding. En ons lewe ook volgens die owerste van die mag van die lig, die Satan. En hy beïnvloed ons dink en doen. Ons hele dink en doen is vasgevang binne Satan se slawerny. Dis verskriklik. Dit is waar ons kinders van nature is. En by dit alles, ons wandel in die begeerlikheid van ons vlees. Ons begeertes dryf ons dink en doen. Die Satan dryf ons dink en doen. En die wêreld om ons dryf ons dink en doen. En dit is net verskriklik. Dit is ons krisis. Nou, dis ook hoe ons kinders is. As ons so is, geestelik dood, wel, dis hoe ons kinders ook is. Job 14 vers 4 sê, ag, kan maar 'n reine voorkom uit 'n onreine. Nie een, dis ons probleem. Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dawid praat van in sonde het my moeder my ontvang, dan is daai ontvang gaan oor bevrugting, van die punt van bevrugting af. Is Dawid in sonde. Hy's 'n sondaar. Ons almal is sondaar. Ons is geestelik dood, totaal verdorwe. En dis ons groot krisis. Dit is hoekom wanneer ons praat oor kinderopvoeding, daaroor nadink, dan moet ons begin by God. As ons net 'n prentjie bietjie dalk hiervan kan teken, my ou lelike prentjie, maar hy is hy. Dis 'n prentjie van die Bybel hier. Ons sal nog baie hierdie jaar met hierdie prentjie werk. Ek sal probeer om die prentjie bietjie mooier te kry, maar hier is 'n prentjie van die Bybel. Begin by Genesis 1 en 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dit eindig by Openbaring 21 en 22. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, sê Johannes. Al twee hierdie wêrelde is goed. In die begin was die wêreld goed. In Openbaring 21, in die herskepping in die nuwe aarde, is dit goed en goed in die oortreffende trap. En hier het Adam en Eva 'n goeie lewe gehad, hier in die tuin, in die goeie skepping. Maar toe kom daar 'n rebellie, 'n opstand teen die Here. Ons glo die leuen van die duiwel. Ons begin lewe met die idees van Satan, en dit is dat jy kan soos God wees. Jy hoef jou nie te onderwerp aan God nie. Dink self uit hoe jy wil lewe. Dink self uit wat is reg en verkeerd. Jy kan jou eie God wees. En toe as straf dryf die Here ons uit die tuin en leef ons nou behoorlik in die woestyn. Dit is die wêreld en die wêreldgeskiedenis waar ons nou is. En dit is 'n wêreldgeskiedenis waarin ons slawe is van sonde, slawe is van Satan en geestelik dood. By dit alles lewe ons onder die oordeel van God. Dit is skrikwekkend om mense daarvan te sê. Binne in hierdie situasie kom daar nou evangelie. Dis die wonder as ons ook nadink oor ons en ons kinders. Ons en ons kinders, geliefdes, is regtig net verskriklik verlore. Verskriklik. Dit is pynlik om net eintlik te gaan stil sit en daaraan te dink. Maar nou is die wonder, is dat God in hierdie werklikheid inkom. Hierdie God onder wie se oordeel ons leef, is ook 'n God van liefde, wat in hierdie werklikheid inkom en sê, maar ek wil verlos. Dit is die evangelie, die goeie nuus van die Bybel. En dit is ook regtig goeie nuus vir my en jou, wanneer ons nadink oor ons kinders en die opvoeding van ons kinders, en dat ons kinders disippels moet wees. Nou, wat is die inhoud van hierdie evangelie? Ja, mens kan seker na baie teksverse toe beweeg. Ek wil vanaand hier ons stil staan by Genesis 17 vers 7. Die Here is daar in gesprek met Abraham, en dan sê hy, die Here nou vir Abraham, ek sal my verbond oprig tussen my en jou. Ons stop net eers 'n bietjie daar, dan gaan ons terug na ons prentjie hier. Hier in Genesis 1 en 2 op die goeie wêreld, het God in 'n verbondsverhouding met Adam en Eva geleef. Adam en Eva kon deur gehoorsaamheid in daardie verbondsverhouding bly. Maar toe was hulle ongehoorsaam. En so verbreek hulle die verbond, die verhouding verbreek. En hulle is nou nie meer in 'n verhouding met God nie, 'n verbondsverhouding met God nie, maar onder die oordeel van God, en so ons almal ook. Ons staan nie meer
van nature in 'n verhouding, 'n verbondsverhouding met God nie. Ons staan van nature onder die oordeel van God. Nou, die evangelie is dat die Here na Abraham toe kom. Abraham, wat 'n afgodsdienaar was, jy kan daarvan gaan lees in Josua hoofstuk 24, hy gebly in Ur van Galdeërs, daar waar Irak vandag is. En Abraham was 'n volslae afgodsdienaar, 'n heiden, 'n paganus, uit die maan aanbid. Dit is skrikwekkend. En dan sê die Here vir hom, Abraham, ek wil in 'n verhouding, of ek gaan in 'n verhouding met jou. Nie omdat jy so goed is nie omdat jy dit verdien nie, niks van dit nie. Ek kom na jou toe in genade. Ek kom na jou toe uit genade alleen, in selfopofferende liefde. En ek sê vir jou, ek gaan 'n verbond hê tussen my en jou. Maar nie net met jou nie, ook met jou nageslag, jou kinders. En wat gaan hierdie verbond inhou? Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Abraham, in die sondeval het jy weggeloop van my af. Abraham, jou kinders ook, julle is geestelik dood, julle is totaal verlore, maar nou kom ek na jou toe, Abraham, en ek wil weer in 'n verhouding met jou staan. En ek gaan uit jou kinders, my kinders versamel, jou hele nageslag is nie meer hel verdoemd nie, Abraham. Ek gaan my volk uit jou mense uithaal. Ek gaan my kinders uit jou kinders versamel. En dit is die belofte nie net vir Abraham nie, maar ook vir my en jou. Wanneer ons besig is met kinderopvoeding, is hierdie net so wonderlik. Is dat ons dan weet dat God kom met hierdie belofte en hy sê, maar ek wil ook jou nageslag se God wees. Ek gaan my kinders uit jou kinders versamel. Jy en jou nageslag is nie meer hel verdoemd nie. Nou, hoe doen die Here? Hoe haal die Here ons, as weer teruggaan na hierdie prentjie, hoe haal die Here ons uit die oordeel uit, sodat ons weer in 'n verbondsverhouding met hom kan leef, ons en ons kinders? Nou, die antwoord is, Jesus alleen, genade alleen. Handelinge 4 vers 12 is baie teksverse wat dit sê, maar ek het hierdie twee uitgehaal. Handelinge 4 vers 12 en Romeine 3 vers 24 sê, en die saligheid is in niemand anders nie as Jesus. Romeine 3 vers 24 sê ook, ons word deur God se genade sonder verdienste geregverdig, ons kan ook sê vrygespreek, nie meer onder die oordeel nie, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hier is 'n baie belangrike ding. Dit sê dat wanneer ek weer in 'n verbondsverhouding met God kom, en wanneer God sy verbondsverhouding met my oprig, hy dit op so 'n manier gaan doen, dat ek in Christus gaan wees. Buitekant Christus is ons regtig net onder die oordeel, maar binne in Christus kan ons weer in 'n verbondsverhouding met God wees. So as die Here ook sê, ek gaan my verbondsverhouding maak ook met jou kinders, ek gaan uit jou kinders my kinders uithaal, dan beteken dit, hy gaan op 'n manier my kinders in Christus inbring. Wat op aarde beteken dit? Kom ons, ek het weer so 'n simpel prentjie geteken, maar ek het probeer verduidelik, maar hier is dit. Hierso is Christus, hierdie reghoekie, en buitekant Christus is daar net oordeel, regtig net oordeel. In Christus is ek weer in 'n verhouding met God. In Christus deel ek in die verlossing. In Christus is daar vergifnis. In Christus word die oordeel weggevat. Nou, ons gaan deur die loop van die jare baie meer daaroor leer. Efesiërs 1 vers 7 sê dit. In hom, in Christus, het ons verlossing. Dis die wonder. Buite Christus nie verlossing nie. Buite Christus net oordeel. Buite Christus nie in 'n verbondsverhouding met God nie, maar in Christus in 'n verbondsverhouding met God. So, as God sê, ek maak my verbond met jou en met jou kinders, dan sê hy ook, ek gaan jou en jou kinders in Christus inkry. Hoe gaan dit gebeur? Ons kyk. Wel, die Here doen dit deur Christus. Hy doen dit deur die geloof in Christus. Kom ons kyk na Johannes 1 vers 12. Almal wat hom, vir Jesus, aangeneem het, aan hulle het
Jesus die mag gee om kinders van God te word. Nou, 'n kind van God te word is niks anders nie as om in 'n verbondsverhouding met God te staan. En dan staan daar, dis almal wat in sy naam, in die naam van Jesus glo. Wanneer ons in Jesus glo, in die naam van Jesus te glo, in Jesus te glo is, alle praktiese doeleindes dieselfde, ons sal nie nou diep daarop ingaan nie, maar dis dieselfde ding. Om in Jesus te glo, is die manier hoe in 'n verbondsverhouding met God kan wees. Nou baie belangrik, as ons 'n bietjie kyk na daai in, dan is dit die Griekse woordjie eis. Ek kom nou in Afrikaanse letters geskryf, eis, to onoma auto, onoma sy naam, of die naam auto van hom, sy naam. Nou belangrik van eis nou, is dat dit die betekenis het van in iets in. As ek in 'n huis inloop, dan gebruik ek in Grieks die Griekse woordjie eis. Ek loop in die huis in, daai in, doetjie, in, is in Grieks eis. En dit sê vir ons dat as ek glo in Jesus, met daai eis Jesus, dat beteken dat ek gaan in Jesus in, ek gaan in 'n verhouding, ek tree deur die geloof in 'n verhouding met Jesus, en dan is ek ook in Jesus. Net ietsiekie oor daai geloof. Geloof is altyd radikaal anders as jou pogings, as jou prestasies, as jou werke. Geloof is uiteindelik reg om te sê, Here, ek staan met leë hande en ek kan nie, ek gee op, maar U kan, wees my verlosser. Wees my verlosser, bring my in U in, sodat ek in U verlos kan wees, sodat ek in U in 'n nuwe verbondsverhouding met God kan wees. Nou is die vraag, wat sê dit vir ons opvoeding van ons kinders? Kom ons kyk. Die vraag is nou hier, hoe kom ons kinders tot geloof? Hoe kom enigiemand tot geloof? Wel, die Heilige Gees werk geloof in geestelik dooie mense deur die verkondiging van die woord. Dis deel van God se beloftes vir gelowiges en hulle kinders. Hy sal deur sy Gees geloof werk. Maar die Gees gebruik ouers wat vertel. Dis die baie belangrike ding vir ons vir hierdie jaar. Die Heilige Gees werk geloof, maar hoe? Deur ouers wat vertel. Romeine 10 vers 14 en vers 17 sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dit is die belangrike ding, hè? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan jou kinders hoor as jy nie preek nie? En dis in daardie hoor gebeurtenis, daardie hoor event, terwyl jy besig is om jou kind van Jesus te vertel, dis daar waar die Heilige Gees met jou woorde binne in jou kind se hart aan die werk is om geloof in jou kind te bring en jou kind na Jesus toe te bring. En nou is God verskriklik ernstig hieroor aan julle. Deuteronomium 6 vers 7 sê, jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. As jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, as jy gaan slaap. Ons moet konstant betrokke wees by ons kinders, en konstant moet ons besig wees om ons kinders van Jesus te vertel. En daarom dink ek, is dit net baie goed, as jy 'n tyd op 'n dag afsonder, waarin jy met jou kinders gaan sit, en hulle van Jesus vertel. Ek kom jy moet, dis wat hierdie opdrag sê. En ons as gelowiges is so geweldig ernstig hieroor, dat ons toe ons kinders laat doop het, 'n gelofte aan die Here gemaak het. Die derde doopvraag sê, beloof u om hierdie kind van wie u die vader en die moeder of die voog is, in die leer van die evangelie van wie Jesus is, na die beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Beloof jy? Ons het beloof, die Here sê, kom doen dit. Ek wil hierdie goed vir jou kind gee. Hoe gaan ek dit vir jou kind gee? Hoe gaan ek jou kind in Jesus bring? Deur die Heilige Gees. Hoe gaan die Heilige Gees werk? Deur jou, wat die woord verkondig. Jou kind van Jesus vertel. So doen dit. Daarom is ons so ernstig dat ons sê, Here, ons beloof om dit te doen. En dis wonderlik, maar belangrik. Want, wanneer jy beloof en doen, dan het hulle konsekwensies, nie? Julle kan gaan kyk na Numeri 30 vers 2, 23 vers 21. Nou, ek wil graag in hierdie jaar julle dien, deur elke week, so 15 minute, tussen 15 en 20 minute lang, videoetjie te stuur,
om julle ook te help met hoe doen ons hierdie toerusting, of hoe doen ons hierdie vertel, hoe gaan ons kinders vertel, hoe moet ons dit doen, soos deur die openbaringsgeskiedenis van werk, en dit is belangrik, ons gaan hierdie jaar vir die kerk in elk geval ook met die kinders se katekisasie deur die openbaringsgeskiedenis werk, en dan wil ek julle help om te wys, as ons hierdie geskiedenis lees, hoe sien ons Jesus hier raak, hoe wys ons dit vir ons kinders. Ek hoop regtig, ons kan lekker saamwerk hierdie jaar ook wat dit aanbetref, en ek sal regtig ook aan my kant af groot moeite doen om julle in hierdie verband te dien. Julle moet 'n goeie dag verder en 'n goeie week verder hê. Goed gaan.